geliefdes, hartlik welkom in die huis vir die Here. Ons ook die saam die woord van die Here ontvang en uitdra soos Jesaja sê. Mag ons daar vandag vir die Here vra. Ons wil gestuur word, Here, om die werk te doen hier op aarde. Kom ons kyk na enkele sake ons gemeente raak, maar sonder hulle wat voorbereiding vandag nodig het. Ons dink aan almal siekes tuis in die hospitale, dan doen ons besonder altyd nog steeds aan Wipie wat in die hospitaal is, ons bid vir hom. Ons dink ook aan Jan Skalvier se ma wat siek is en wat nou tans behandeling begin ondergaan het. En dan was CJ, een van ons jong mannetjies skade in die polisie sê ook hierdie hele week in die hospitaal. Hy is donderdagmiddag ontslaan. Ook van ons kant af hoop sy is baie vandag 100% gesond. Dan die June van 'n Wal, dis die June hiervoor, so die June. Dan June was ook in die hospitaal vir prosedure. Ons dank die Here vir wetenskap daar. Teens Westhof is tans in die hospitaal na 'n groot operasie. Ons bid ook vir Teens en die dae wat voorlê vir gesondheid en wetenskap. Mias was ook vir 'n prosedure hospitaal en Mias baie sterkte. As jy self mooi op, kyk self mooi in jouself vorentoe. Dan het ons ook gister met Lara Steyn 'n besering opgedoen tydens hekkeweekloop. Sy was 2 harte toe so die sny om hek op gisteraand. Dit gaan beter, sy het so 4:09 vir nou beter in die teater uitgekom. Ons dink ook aan Lara en almal ook vir wetenskap en tyd wat voorlê. Maar dit is ook lekker om sê gelukkige verjaarsdag, Johan. Baie gelukkige jou verjaarsdag in die middel van die gemeente ook, maar hier jou werk as gesin, 'n geseënde tyd in die nuwe jaar wat voorlê. Hartlik geluk van Jaap en Doria Erasmus, vandag met die 57ste verjaarsdag, huweliksherdenking. Ekskuus, as ek lekker deur mekaar. Die huweliksherdenking, 57ste huweliksherdenking vandag. Dan afkondigings by die gemeenteraad, die algemene connectus vandag vir in die voorportaal vir barmhartigheid en kerkkas. Ons drink saam teen af van die erediens. Baie dankie Rina en Audrey wat vir ons die tee skink. Dan Bybelstudie die week soos normaal 9:30 en 5:30 en ons katekisasie van plaas na afloop van ons erediens. Met 'n bestaat vertrek ons gemeente na die Gemeente Ermelo, Rina Matthews. Ons bid Rina ook seën toe in haar nuwe gemeente, eintlik 'n ou gemeente. Rina het van daar af hiernatoe gekom. Sy is nou weer terug ook daar na die SAP ouer huis toe in Ermelo, sodat daar sterk en siel daartoe. Dan die 6de September, ek het dit laasweek gesê, die susters het gevra dat ons nie sal bring en braai nie, maar dat elke suster 'n warm gereg sal bring, dat ons kan almal saam eet ook na nagmaal. As daar enige vrae inligting kan die gerus maar by ons na die kerk vra. Sy en die susters bestuur sal al die inligting vir u kan gee. Dan praat ek maar weer oor oulaas vandag, oor ons Potjiekosdag, die Potjiekosdag ete. Daar is nog kaartjies beskikbaar vir etes. Ons vra baie mooi as ek enigstens by die verhoor. Kom ons ondersteun ons die Jakens. Ons het 13 paar gehoor wat ons die Jakens sal doen. En ons vra dat ons die Jakens ondersteun om op daardie wyse hulle fondse sterker te maak, sodat hulle kan werk tot eer van die Here ook in hierdie gemeente van ons. Voor die volgende Sondag, berei ons voor tot die heilige nagmaal. Predik volgende Sondag sal kom met Psalm 39 en ek ook in 1 Korintiërs hoofstuk 11. Ons gaan stil word voor die Here en terwyl ons so sit saam sing. Ons is almal hier saam, vergader in sy naam. Wat is dit is hoekom ons hier is, om in sy naam te vergader, saam om die eer, die dank en die lof te bring. Terwyl so bly sit, vers 1 en 2, die 1:16. Oh
Geliefdes van Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerste wat in die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons gaan Here loof met die 2:1-203, daarvan vers 1 tot en met vers 3. Kom ons staan, dan sing ons dit saam. Geloofsbelijdenis, en ons doen dit met dieselfde gesindheid as die ongelowige Thomas, toe die Here homself openbaar te sê, U is my Here en my God. Dis die gesindheid waarmee ons saam ons geloof bely. Ek noem saam my hart op U geloof te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf en begrawe is, hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan by die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
ons saam luister na die wet van die Here in die Nuwe Testament, uit Kolossense 3, daarvan vers 1 tot 17. En as mens mooi gaan luister, kan jy sien hoe hierdie deel ingedeel is as wet. Kies liefde bo alles, leef in verhoudings met genade, beklee julle met deugde, laat die woord van die Christus in julle woon, en laastens, doen alles tot eer van God. Kom ons luister, na Kolossense 3, vanaf vers 1. As jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo, waar Christus is, en aan die regterkant van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe, en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer Christus, wat ons lewe is, openbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid openbaar word. Maar bo dan julle lede wat op die aarde is, naamlik broedery, onreinheid, hartstop, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is, waardeur die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gehandel het en gewandel het toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond, lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper, waar daar nie Griek en Jood, besnede en onbesnede, barbaar, skiets, slaaf, vryman is nie, maar Christus is alles in almal. Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid, verdra mekaar en vergewe mekaar, as die een teen die ander geklag het, soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen, en beklee julle bo dit alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid, leer en vermaan mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere, en sing die daad met dankbaarheid tot eer van die Here, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader, deur hom. Ek herhaal hierdie laaste vers, en wat julle ook al doen, in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus, en dank God die Vader deur hom. Kom ons antwoord op die wet van die Here, ook met 'n lied van vermoediging, die twee daarvan, vers 1 en 2. Diep o God, diep deurgeboor, staan ons voor u hoë reg. Ons staan, ons sing hierdie lied saam en daarna kan jy gaan sit.
Ons het gesing dat ons doenwaardig voor U staan met ons sonde, dat ons nie werd is om U kind genoem te word nie, en tog doen U ons geliefde kinders, omdat U seun vir ons gesterf het. Ja, vir ons sondes te sterf, het U op aarde toe gestuur om hier te ly vir 'n aardse reg, vir 'n kerk wat U wil aanvaar nie, sodat hy aan die kruis het kon sê, dit is volbring. Ek het vir die pad voorberei. Die pad is oop na my Vader in die hemel. Ons dank U dat ons vandag na U kan toetree, voor die troon kan staan met ons probleme, met ons hartseer, maar ook met ons dankbaarheid, waar U ons in stand hou vir soveel jare, ook hier in Edenwil. Besef ons, uit genade alleen, het ons dit ontvang. Menslike verdienste is dit glad en geheel nie. Here, ons bid vandag vir hulle wat siek is. Ons dit aan Wimpie in die hospitaal, Karel se maag behandeling ontvang, CJ wat in die hospitaal was, Tannie Jude wat 'n prosedure ondergaan het, Mias wat in die hospitaal was, ons dit aan Lara wat gister in die teater was. Ja, Here, U ken elkeen van ons op die naam. Ons hoef nie eers te vertel wie siek is en in die hospitaal is nie, maar tog sê U, bring jou nood na my toe, want my juk is lig en my las is nie swaar nie. Ons gaan vandag in hierdie erediens U woord open, om saam te lees, saam te luister na U woord, en ons doen dit met diepe afhanklikheid van U ons Vader. Help ons dat die woorde wat uitgaan na elke hart, deur die Heilige Gees geseën sal word, ja, dat die woord wat gespreek word deur U, na vrugbare grond gelei sal word, en dat sondige, nietige mensewoorde U woord sal word deur U Heilige Gees. Ons bid, o Here, ook vir ons kerkverband in ons land, in 'n tyd van klassikale en streekse noodvergaderings, 'n tyd waar ook broeders aanmeld om beroepbaar gestel te word. Help, Here, dat ons in alles wat ons sê en doen, maar net sal vra, Here, ons staan voor U, ontvang ons in liefde en genade. So dra ons erediens aan op, en ons doen dit in die naam van Hom, Hy wat bereid was om te sterf, wat opgestaan het, en nou vir ons intree aan die regterhand, ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons kom vandag by die afsluitingspreek van ons Ek Is reeks. Vandag kyk ons na Johannes 8 vers 58 in besonder, maar ons lees vers 49 tot 59. En wanneer ons nou met die tema van die gedeelte vandag sê, moet jy altyd ook 'n gedagte oor die geloofbelijdenis van Athanasius, wat oor hierdie selfde worsteling wat hierdie fariseërs weer geworstel het, vir ons van 'n belydenisskrif saamsluit om te sê, van ewigheid tot ewigheid is Jesus Christus, onveranderlik in wese. Ja, hy is die Seun van God. Kom ons lees Johannes 8 vanaf vers 49 saam. Die Jode antwoord hom toe en sê vir hom, sê ons nie met reg dat jy Samaritaanus en van die duiwel besete is nie? Jesus antwoord, ek is nie van die duiwel besete nie, maar ek eer my Vader, en julle doen my oneer aan. En ek soek nie my eie eer nie, daar is een wat dit soek en wat oordeel. Voorwaar ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy nie dood in die ewigheid nie sien nie. Toe sê die Jode vir hom, nou weet ons dat hy van die duiwel besete is. Abraham het gesterwe en die profete, en U sê, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in die ewigheid nie smaak nie. Is dit nog groter as ons vader Abraham wat gesterf het, en die profeet het gesterwe? Vir wie gee U Uself uit? Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, is my heerlikheid niks nie. Dit is my Vader wat my verheerlik, van wie julle sê dat hy julle God is, en julle ken hom, maar ek ken hom. En as ek sê dat ek hom nie ken nie, sal ek soos julle leuenaar wees, maar ek ken hom en bewaar sy woord. Abraham julle vader het hom verheug, toe hy my dag sou sien. Net gesien ek hom verbly. Toe sê die Jode vir hom, eers nog nie 50 jaar oud nie, en het u Abraham gesien? Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle,
was, is ek. Hulle het die klip opgetel met 'n stene, maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen die deur geloop en so het hy vertrek. Vers 58, Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, voordat Abraham was, is ek. Oorspronklik in Grieks, ego eimi, ek is. Jesus Christus is die ewige ek is, die onveranderlike Here, wat ons geloof versterk, ons hoop gee en ons tot aanbidding roep. Geliefdes, ons Here Jesus Christus, ons het 'n reis voltooi, 'n reis deur 7 kosbare uitsprake van ons Here Jesus Christus, uitsprake wat soos helder sterre in die naghemel van Johannes Evangelie skitter. Ons het hom oorsê, ek is die brood wat lewe gee. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die ingang van die skape en ek is die goeie herder. Ek is die opstanding en die lewe. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. En ek is die ware bourstok. Elkeen van die uitsprake is 'n venster waardeur ons na die heerlikheid van Christus mag kyk. Elkeen is 'n tafel wat hy vir ons gedek het, waar ons as dorstige siele mag laaf. Maar vandag kom ons by die klimaks, die hoogtepunt, die punt waar die Fariseërs en die skrifgeleerdes dit nie meer kon verdra om te luister na wat hy sê nie. Die oomblik waar Jesus nie net sê wat hy is nie, maar wie hy is van ewigheid af. Ons fokus vandag op vers 58. Dit verseker julle, voor Abraham gebore is, was ek al wat ek is. Dis die teks waarop ons fokus, as afsluiting van ons lewens. En dis nie net nog 'n uitspraak nie. Dis die sleutel wat al die ander uitsprake oopsluit. Dis die fundament waarop ons hele evangelie rus. Om die krag van hierdie woord te verstaan, moet ons dit te deel verstaan. Jesus is in die tempel in Jerusalem. Hy is in gesprek met die Joodse leiers, mense wat Abraham as hulle vader aanspreek. Hulle beroep hulle op hulle afkoms. Hulle sê, ons is Abraham se kinders. Jesus daag hierdie uitspraak uit. Hy sê dat, as hulle waarlik Abraham se kinders was, hulle sou gedoen het wat Abraham gedoen het. En Abraham het hom verwelkom, na sy dag uitgesien en hom verheug. Toe sê die Jode, jy is nog eers 50 jaar oud nie, en het jy vir Abraham gesien? Hulle verstaan verkeerd, geliefdes. Hulle dink, hy praat van 'n fisiese, aardse waarneming, maar Jesus praat van iets hemels. Hy praat van 'n verhouding wat buite tyd bestaan. Let op julle antwoord. Hy gebruik nie net die verlede tyd, ek was nie. Nee, hy gebruik die teenwoordige tyd, ego eimi in Grieks, ek is. In Afrikaans, voordat Abraham gebore was ek al wat ek is. Sommige ander vertalings lees, nog voordat Abraham bestaan het, was ek al wat ek is. Dis nie gewone taal, dis goddelike taal. Hierdie woorde so elke skrifgeleerde dit gehoor het, laat sidder, want dit roep iets anders op. Dit echo 'n klank uit die verre verlede. Dit echo die klank van God se stem as hy tegen Moses by die brandende bos in Sinaï. Toe Moses in daardie woestyn vra, wie moet ek sê het my gestuur? Het God geantwoord, ek is wat ek is. Exodus 3 vers 14. Die naam van God, die heilige naam, Jahwe, die ewige, die onveranderlike, die wat was, wat is, en wat sal kom. En nou staan Jesus hier in die tempel voor sy aanklaers, en hy neem daardie naam op homself. Hy sê, voordat Abraham gebore was, ek is ek. Dis nie blote arrogansie nie. Dis nie man wat homself te hoog aanstel nie. Dis openbaring van die waarheid. Jesus sê, ek is die ewige. Ek is Jahwe wat aan Moses verskyn het. Abraham het na hierdie dag uitgesien, nie omdat hy 'n profeet was wat lank ons sou kom nie, maar hy die profeet is, die priester, die koning, die een wat die ewige verbond sluit. Die Jode het onmiddellik verstaan. Daarom tel hulle klippe op om hom te stenig. Hulle het geweet wat hy sê. Hulle het as godslastering beskou. 'n mens
wat hom gelykstel aan God. Dit kon eenvoudig nie verdra nie. Die reaksie van die Jode is onmiddellik en ondubbelsinnig. Toe het dit klippe opgetel om na hom te gooi. Hierdie was nie net emosionele uitbarsting oor 'n vreemde of verwarrende stelling nie. Dit was die wettige straf vir ons lastering, volgens Levitikus 24 vers 16. Wie ook al die naam van die Here laster, moet sekerlik gedood word. Die hele vergadering moet hom sekerlik stenig. Hulle het presies verstaan wat Jesus gesê het. Hy die heilige verbondsnaam van God, die naam wat aan Moses openbaar is, die naam wat te bang was om uit te spreek, op homself toegepas, en hulle ook, was dit die grofste vorm van lastering moontlik. 'n Mens, soos hulle gedink het, wat hom gelykstel aan God, en daarom het dit klippe opgetel. Dis opvallend en betekenisvol dat Johannes hierdie moment so pertinent vasvang. Reg deur sy evangelie wil Johannes juis hierdie punt maak. Jesus Christus is nie bloot 'n besonderse mens nie. Nee, Jesus Christus is God. Hy is nie profeet nie. Hy is soos Johannes in die inleiding tot die evangelie gesê, Johannes 1 vers 1, die woord wat in die begin by God was en wat self God is. Johannes 8 vers 58 is die eksplisiete, onomwonde bevestiging van daardie waarheid uit die mond van Jesus self. Hy het die waarheid gepraat en die klippe wat hy opgetel het, is die bewys dat hulle hom nie as God erken het nie. Kom ons kyk met hierdie sleutel in ons hand terug na die ander uitsprake. Hoe verander hierdie vers ons verstaan en ons begrip daarvan? Wanneer Jesus sê, ek is die brood wat lewe gee, nie brood wat net vir 'n dag versadig nie, maar die ewige brood, die brood wat van die hemel af gekom het. En as hy die ewigheid is, kon hy nie die brood vir die ewigheid gee nie, maar omdat hy God is, wat uit homself bestaan, kan hy lewe gee, wat nooit vergaan nie. Wanneer hy sê, ek is die lig vir die wêreld, is dit nie lig wat kom en gaan soos die son nie, maar die ewige lig, die lig wat was voordat die son geskaap is, die lig wat in die begin by God was, wat alle dinge gemaak het, en hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, hy is die ware lig. Wanneer hy sê, ek is die goeie herder, sê ek is nie 'n huurling wat sal vlug wanneer die wolf kom nie, maar die ewige herder, die herder wat sy skape ken, wat sy lewe vir sy skape aflê. Hy is die herder wat die ewige lewe aan sy skape gee, sodat hulle nooit vergaan nie. Waarom nie? Omdat niemand hulle uit sy hand kan ruk nie. Hy is die Almagtige, hy is die ek is. Wanneer hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Enige ander profeet kon sê, ek bring opstanding, of ek verkondig lewe. Maar Jesus sê, ek beëindig nie, ek is die opstanding en die lewe. Hy is nie net 'n boodskapper van die lewe nie, hy is die lewe self. Omdat hy die lewe is, kan hy dooies opwek uit die dood. Martha kan in glo, al sterf haar broer, omdat hy die een is wat vir lewe en dood regeer van ewigheid af. Wanneer Jesus sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, sê hy nie, ek is een van baie weë nie. Ek is nie 'n gids wat die waarheid aanwys nie. Hy sê, ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hoekom? Omdat hy die Vader ken. En die Vader hom ken, want hulle is een. As hy net 'n mens was, sou dit onmoontlik wees, maar hy is die ewige seun. Wanneer hy die laaste teks sê, ek is die ware wingerdstof, die lood ontvangende lewe van die wingerdstof. Hulle kan niks sonder hom doen nie, maar die wingerdstof staan vas, gewortel in die ewigheid. Sy lewe is nie afhanklik van die lote nie. Die lote is afhanklik van hom. Hy is die bron, hy is die oorsprong, hy is die ek is. Sien jy? Elkeen van hierdie uitsprake kry eers sy volle betekenis as ons dit lees in die lig van Johannes 8 vers 58. Jesus doen nie net sekere dinge nie. Hy is daardie dinge in sy wese van ewigheid af. Daar lê nog 'n diep troos in hierdie vers.
die onveranderlikheid van Christus. Die Hebreërbrief sê, Jesus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid. Jy kan dit lees in Hebreërs 13 vers 8. En hier in Johannes 8 vers 58 sê ons die grond daarvoor. Hy is die, ek is, nie ek was nie, maar hy is. Abraham het gekom en Abraham het gegaan. Die aardsvaders is gebore en gesterf. Moses het gekom en gegaan. Dawid het gekom en gegaan. Die profete is gebore en gesterf. Koning is dieselfde. Maar Jesus bly. Hy is die ewige. Hy was voor Abraham. Abraham, ja, die skepping self. Hy was die Vader in die begin. En wat hy onveranderlik is sy beloftes onveranderlik. Wat hy beloof, kom hy na. Wat hy gesê het, staan vas. Die brood wat hy bied, versadig vandag nog. Die lig wat hy gee, skyn vandag nog. Die herderskap wat hy uitoefen, bestaan en beskerm vandag nog. Die opstanding wat hy beloof sal kom, die weg wat hy oopgemaak het, is vandag nog oop. Ons lewe, geliefdes, in 'n tyd van verandering. Alles verander. Ons gesondheid verander, ons omstandighede verander, mense kom en mense gaan, selfs ons eie gevoelens verander. Soms vir ons naby aan God, ander kere vir ons ver, soms is ons vol geloof, ander kere twyfel ons, maar in die middelpunt van al die verandering staan hy wat nie verander nie. Die rots van ons heil, die ek is. Hy is nie Christus se brood wat mif geraak het nie. Hy is nie die lig wat gedoof het nie. Hy is die lewe wat nooit sterf nie. Sê daarom vir die dorstige siel, ek is sterf. Die ewige is by my. Hy wat voor Abraham was, is by my. Hy wat die brandende doornbos was, is by my. Hy wat die see oopgemaak het, is by my. Hy wat uit die graf opgestaan het, is by my. Hoor jy dit? Dis die troos wat hierdie teks bied. Maar die teks is nie net troos nie, dis ook 'n uitdaging, 'n waarskuwing. Die Jode het klippe opgetel, hulle wou hom dood maak. Waarom? Omdat hy geweier het om te glo wat hy van homself gesê het. Hulle het hom as 'n godslasteraar beskou. En die vraag wat hierdie teks ons stel, is eenvoudig. Wat maak jy met Jesus? Is hy vir jou 'n goeie leraar? Is dit vir jou bloot 'n morele voorbeeld? Is dit vir jou bloot deel van die geskiedenis? Of herken ons hom as die ek is, as die ewige God, die tweede persoon van die drie eenheid wat vlees geword het en onder ons gewoon het? Ons kan nie, geliefde, neutraal staan oor Jesus nie. Hy gee ons nie die opsie. Hy sê, voor Abraham gebore is ek. Dit is onwaar. En dan sê God, jy moet hom bid, om volg, ons lewens aan toebid, of dit is onwaar. En dan is Jesus 'n leenaar, 'n bedrieger en kan ons ignoreer. Daar is geen middelpunt nie. Daar is geen, hy was 'n goeie man, maar nie God nie. C.S. Lewis skryf dit so treffend in een van sy boeke. Jesus was of 'n leenaar, of 'n gek, of die Here. Hy het homself so duidelik uitgespreek dat ons nie kan kies nie. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy sê, voordat Abraham was, is ek. Wat sê u? Wie is Jesus vir u? Kom ons kyk prakties. Hoe leef ek dan in die week wat voorlê met die ek is ons Here? Wat beteken dit prakties? In die eerste plek, ek kan met vrymoedigheid bid. As ons bid ons nie tot 'n ver God wat nie omgee. Ons bid tot die Vader deur die Seun wat een met die Vader is. Ons bid in die naam van die een wat ek is, die een wat mag het oor alle dinge. Ons gebede word nie gehoor omdat ons so mooi praat nie, omdat hy wat ons verbid aan die Vader, die ewige self is. In die tweede plek, ons kan met sekerheid lewe. Ons hoef nie bekommerd te wees oor die toekoms nie, want die een wat die toekoms in sy hand hou, is die een wat by ons is. Hy is nie net ek was nie, geskiedenis, en nie net ek sal wees die toekoms nie, maar ek is nu. In elke oomblik is hy teenwoordig. Nou, vandag, in hierdie erediens, in hierdie oomblik, die
Derde plek, ons kan met hoop sterwe. Die grootste vyand van die mens is die dood. Maar Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Die dood is nie die einde nie, want hy wat die ewige lewe is, het die dood oorwin. Ons kan in die graf ingaan saam met hom, met die wete dat die ek is. Aan die ander kant, ons sal verwelkom in ons huis. Verder, vierdens, ons kan met liefde dien, geliefdes. Jesus het nie net gesê, ek is nie, hy het gewys wat dit beteken. Hy het sy lewe afgelê. Hy het sy disippels se voete gewas. Hy het genesing gebring. Hy het vergewe. As ons in hom is, word ons geroep om dieselfde te doen. Nie om onsself te verheerlik, maar om te dien soos hy gedien het. Die ek is, het hom vir self verneder. Hoe kan ons dan hoogmoedig wees? Geliefdes, uiteindelik is die enigste gepaste reaksie op Johannes 8 vers 58 aanbidding. Die Jode het klip opgetel, maar ons, wat die waarheid ken, ons stel ons hande op. Ons buig ons knieë, ons open ons monde en ons loof hom, want hy is waardig. Hy wat voor Abraham was, is waardig. Hy wat die wêreld gemaak het, is waardig. Hy wat die son laat skyn, is waardig. Hy wat lewe gee, is waardig. Hy wat die dood oorwin het, is waardig. Ons sluit hierdie reeks af met die woorde wat die apostel Johannes later in Openbaring hoor. In Openbaring 4 vers 11 staan daar: U, dis Christus, is waardig, Here en ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, want U het alle dinge geskape, en deur U wil het bestaan, en is hulle geskape. En saam met die hemelse skare roep ons aan hom wat op die troon sit en aan die Lam self kom die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in al die ewigheid. Jesus Christus, die ek is, van ewigheid tot ewigheid. Hy was voor Abraham, hy is nou en hy sal wees wanneer die aarde vergaan. Aan hom kom die eer toe. Geliefdes, ons reis is verby. Ons het al 7 uitsprake gehoor. Ons het by die klimaks gekom. Jesus Openbaring was die ewige Godheid. Die vraag bly in die weke en week wat voor lê. Wat maak ons met hierdie Jesus? Is hy vir ons 'n toekomstige idee, 'n karakter in die Bybel, of is hy die lewende Here wat aan ons kom openbaar het, wees en wat hy kom doen het? Luister weer na Johannes 8 vers 58. Voor Abraham was, is ek. Maar hierdie openbaring, die onveranderlikheid, die ewigheid van Jesus, ons geloof versterk, ons hoop bevestig, en wat dit ons dryf as gemeente tot aanbidding. Vandag en alle dae van ons lewe, laat ons stil word, laat ons buig, laat ons bid. Hy wat sê, voor Abraham gebore is, ek is julle Here en julle God. Amen. Ons bid saam, is dit so. Ewige, onveranderlike Here, U wat is, was, en tot in al die ewigheid sal wees. Aan U kom die eer, die dank en die lof toe. Lei ons hierdie week, op ons lewe, dank aan U betoon. Lei ons hierdie week, om op te kyk na U, die almagtige, en aan U die eer te bring. Seën ons as gemeente, om altyd diep afhanklik voor U te buig. Ons bid Here vir U liefde, U bystand en U trou. Ons bid vir elke wat siek is, ook in besondere vir teens Wesdorp wat operasie ondergaan, ook daar die hand van beskerming. Ons bid alles in Christus se naam. Amen. Ons sluit af met loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Kom ons staan. Amen.
en wat was, en wat kom. En gaan in vrede hierdie week in. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig vir jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig vir jou verhef en aan jou vrede gee.